van die Here toe. Ons lees vanaand vanuit Psalms en ons lees Psalm 57. So 2 Sondae terug het ons Psalm 51 gelees, nou so 'n bietjie verder aan by Psalm 57. Voordat ons die gedeelte lees, kom ons sit net so, ons buig die hoofde en ons bid net eers saam. Wonderlike Here, ons wil vir U kom dankie sê, vir dit wat U elke dag vir ons doen, en dit wat ons nou gesing het, Here, as ons aan U voete sit, en maar net dink aan al hierdie dinge, Here, dan kan ons nie anders as om U lof te besing nie, ons kan nie anders as om vir U die eer te gee, Here, en om vir U te sê, Here Jesus, ons het U waarlik lief. So ons dink aan die samevatting van die wet, wat sê ons moet U lief hê met ons hele hart, ons hele siel, en ons hele verstand, Here, dan besef ons wat 'n groot verhouding, nabye verhouding ons met U moet hê. En sê ons dankie, Here, dat ons dit kan doen. Soos Adam en Eva daar in die tuin gewandel het met U in die aandwentjie, Here, kan ons ook naby aan U kom, ons kan wandel saam met U, ons kan hierdie verhouding met U hê. Here, weet ons het nie net 'n godsdiens of net 'n stel reëls of net lys goed wat ons glo nie, Here, maar ons het 'n lewende verhouding met die God van hemel en aarde. Dankie, Here, ook dat U so pad met ons stap en dat U ook naby aan ons kom, Here, waar die woord vir ons daardie belofte gee, nader tot God en Hy sal tot julle nader. Terwyl U die God van die heelal is wat alles gemaak het, is U tog ook so betrokke in elkeen van ons lewens. Here, is U met ons, dra U ons, stap U die pad met ons, en is daar altyd 'n oor wanneer ons met U praat. En ook so vanaand, Here, wanneer ons in gebed na U toe kom, weet ons God is daar, ons God luister. En so wil ons ook kom bid, Here, ons het hierdie gebede gehoor, die persone se name op hierdie gebedslys, en ons bring hulle na U toe, Here, dat U vir hulle sal bystaan. Ons besef ook, Here, party van die mense vir wie ons bid, is ver op hulle dae, en Here, hulle het probleme waarmee hulle sukkel, maar ons weet ook, Here, U woord gee daardie belofte, U genade is vir hulle genoeg, en bid ons, Here, dat U hulle sal bystaan met dit wat hulle deurgaan, dat U so met elkeen van hulle sal wees. Here, dankie ook dat ons daardie lys het waarvoor ons kan bid, die redding van verlore siele, waarvoor ons U ernstig vertrou, Here, dat U siele sal red, in ons dorp, in ons gemeenskap, in die nabygeleë dorpe, Here, en bid ons dat U ons sal gebruik as sout van die aarde, as lig van die wêreld, om mense na U toe te trek. En dank ons, Here, dat ons kan bid vir daardie siele. Ons bid ook so vir ons gemeente, Here, en ons bid vir die groei van ons gemeente, dat ons fisies sal groei, maar ook geestelik, Here, dat ons nader aan U sal beweeg, dat ons passie, 'n vuur, 'n ywer het vir U en vir U saak. En dan ook, Here, dat U mense sal byvoeg en dat ons gemeente van krag tot krag sal gaan om die lig van die wêreld te wees. Ons dankie, Here. Ons bid ook vir ons finansies, Here. Ons weet, ons het so ruk terug na die gemeente se finansies hier in 'n erediens gekyk en besef, Here, ons skiet tekort. En saam met dit, Here, U sê in U woord, aan U behoort al die goud, die silwer, alles behoort aan U, en daarom kan ons U vertrou, dat U hande sal oopmaak, harte sal oopmaak, en dat U so vir ons gemeente sal voorsien. Here, ook op ander fasette, Here, ons weet daar's behoeftes in die gemeente, ons kyk na die tuin en die verskillende dinge, kerkraadslede, Here, ons het behoeftes, en ons bid, Here, dat U elke behoefte sal vul, Here, na U rykdom, en daarom kan ons net vir U weer eens kom dankie sê. Ons bring hierdie dinge na U toe, ons lê dit in U hande, en ons vertrou dat U vir ons sal voorsien. Dankie, Here, dat ons vanaand hierdie dinge kan bid. Dankie dat ons weet U is hier teenwoordig, en bid ons, Here, dat U ons sal bewus maak van U teenwoordigheid, waar ons nou vanuit die Bybel gaan lees, hierdie woorde gaan hoor, gaan ervaar, dat U so sal spreek, want U diensknegte luister. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek lees dan vir ons Psalm 57,
En die opskrif sê eintlik vir ons alles, dit sê, my hart is gerus, met 'n uitroepteken. So, ons lees dan daarvan vers 1 af, vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie, van Dawid, 'n gedig, toe hy vir Saul in die spilonk gevlug het. En dan begin hy sê, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil. In die skaduwee van die vleuel sal ek skuil, totdat die onheil verbygegaan het. Ek roep God, die Allerhoogste aan, God wat dit vir my voleindig. Hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. Ek moet onder leeu's lê, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pile is, en wie se tong 'n skerp swaard is. Verhef U bo die hemele, o God, U heerlikheid bo die hele aarde. Hulle het 'n net gespan vir my voetstappe. Hulle het my siel neergebuig. Hulle het 'n kuil voor my gegrawe. Hulle val daar binne-in. My hart is gerus, o God. My hart is gerus. Ek wil sing en psalm sing. Waak op my eer, waak op harp en siter. Ek wil die dageraad wakker maak. Ek wil U loof onder die volke. O Here, psalm sing tot U eer onder die nasies. Want U goedertierenheid is groot, tot by die hemele en die trou, tot by die wolke. Verhef U bo die hemele, o God, U heerlikheid, bo die hele aarde. En ons gaan daar vol staan, en daar lees vanuit die woord van die Here. Ons teks van oordenking is vers 8, wat die kern is van hierdie gedeelte, waar Dawid net by daai uitroep kom, en hy sê, my hart is gerus, o God, my hart is gerus. En vat ons daardie woorde, vat ons daardie gedagte, en ons maak dit vanaand ons tema, deur net te sê, 'n geruste hart. Nou ek weet, ek het seker al baie van die kansel af gesê, iets is my gunsteling gedeelte, of iets is my gunsteling vers, maar ek dink hierdie is my gunsteling psalm. Want die Here het dit al gebruik om vir my 'n les te leer. Baie jare terug, dis daarom nou al baie jare, al is ek nog redelik jonk, baie jare terug was ek nog op kweekskool as 'n student, en ek preek in Renosterfontein, dit is so tussen Brits en Mooinooi daar, so heeltemal afgesonder, klein gemeenskapie, en ek preek daar uit Psalm 57, en oor 'n mens wat gerus moet wees in die Here, en op pad huis toe, ry ek daar op die hoofweg, ek kan nou nie onthou nie, ek raak altyd deur mekaar met die N4 en die N1 en wat se een is, maar ek ry huis toe en ek's heel in gedagte, en ek besef nie, ek moet my spoed verminder vir die tolhek, en daar ry ek 120 deur 'n kamera wat mens vang op 60 of 80, ek het nie eers geweet nie, maar die kamera flikker vir my en dadelik is ek bekommerd. Want nou het ek in my gedagte nie spoed verminder nie, en ek's bekommerd en ek weet nie wat gaan gebeur nie, en ek dink aan hierdie rekening wat ek nou gaan kry, hierdie boete, en dis asof die Here daai dag vir my sê, het jy nie nou net gepreek oor 'n geruste hart nie, en nou is jy so bekommerd oor wat nou met jou gaan gebeur. En net daar, toe is ek heeltemal gerus, en ek wil nou nie te veel getuig daaroor nie, maar ek het toe nooit 'n boete gekry nie. Ek weet nie wat het met hom gebeur nie, maar ek het toe nooit 'n boete gekry nie, en so kom gebruik die Here dit daai dag op 'n eenvoudige manier om hierdie psalm vir my prakties net in my lewe te kom toepas. En so gaan 'n mens deur 'n besige tyd, 'n mens gaan deur stresvolle tye, moeilike situasies, goed wat gebeur, en dis juis in sulke tye wat mense erg smag na rustigheid, na vrede. En dis juis in hierdie psalm wat die psalmskrywer vir ons leer hoe ons dit kan ervaar in 'n deurmekaar partykeer moeilike lewe, hoe 'n mens 'n rustigheid kan ervaar. Nou die psalms is vir ons so mooi. Psalm 1 ken ons baie goed, welgeluksalig, kom wys vir ons hoe kan 'n mens ware geluk ervaar. En dis ook iets waarna mense smag. Hulle wil ware geluk hê, en 'n mens kan dit ervaar, maar dan kom Psalm 57 en hy wys weer vir ons kan rustigheid ervaar. Veral in moeilike omstandighede waar meeste mense gestres sal raak en nie weet watter kant toe nie, kan 'n mens rustig wees.
Nou koning Dawid is die skrywer van hierdie Psalm. Ek dink ek het nou klaar gesê 2 Sondae terug toe het ons gepraat oor Psalm 51 wat Dawid geskryf het en daar skryf hy dit vanuit 'n paleis waar hy 'n sonde nou eintlik gedoen het en het ons nou daarna gekyk. Maar wat Psalm 57 interessant maak, is hy sit nie rustig in sy paleis en kyk na sy koninkryk en skryf hierdie Psalm nie. Nee, ons het gelees, hy vlug vir sy lewe. Hy is in moeilike omstandighede, hy weet nie wat om te doen nie. Jonathan het nou vir Dawid gewaarsku, sy pa Saul wil hom doodmaak en hy vlug vir sy lewe want hy vrees, hy gaan doodgemaak word. En Dawid eindig op in 'n spilonk of 'n grot, ons noem dit sommer 'n grot, waar hy wegkruip vir Saul, waar hy eintlik moet vrees vir sy lewe, baie gestres moet wees. Ons lees in 1 Samuel 22 vers 1, Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spilonk van Adullam, en toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom toe. So hy vlug, hy eindig in die grot op. Nou, ons ken die agtergrond, ons weet Dawid is gesalf as koning, Saul wil hom doodmaak, Saul wil hom vermoor, en ons kan net dink weer eens, watter angs hierdie jong man moes ervaar, om weg te kruip vir iemand wat hom om die lewe wil bring. Ek is nog nooit deur so 'n situasie nie, ek weet nie of een van u al deur so 'n situasie is nie, maar ek kan my net indink, hoe dit vir hom moes gevoel het. Dan dink mens, Dawid moet in so 'n situasie kom en skryf, Here red my, ek gaan doodgaan. Maar ons het dit nêrens gelees nie. Dis nie wat hy skryf nie. In daai situasie skryf Dawid, my hart is gerus. Terwyl hy in 'n angswekkende oomblik is, terwyl hy wegkruip in 'n grot, terwyl hy nie weet wat die toekoms hou nie, skryf hy, my hart is gerus. Hoe kan dit wees? Ek dink dis waar ons wil uitkom. Hoe kan dit wees? En dis hoekom ons vanaand daaroor praat. 'n Geruste hart. Wat is 'n geruste hart? Wat is 'n hart wat daai gevoel van rustigheid het, van vrede, 'n hart wat veilig, rustig, sonder vrees is, 'n hart wat hom nie bekommer oor enige iets nie. En dis hoe Dawid gevoel het in hierdie situasie. Terwyl Saul hom wil doodmaak, sit hy rustig, sonder vrees. En ek wil weer sê, hoe kan dit wees, dat hy so voel, terwyl hy eintlik die dood in die oë staan? So dis waarna ons vanaand gaan kyk, en ek wil nie dit as 'n vraag stel nie, ek wil sê, elkeen van ons kan 'n geruste hart hê, elkeen van ons kan daardie rustigheid beleef, al is ons in watter situasie ook al, ons kan vrede hê, al is ons persoonlikhede van hoe aard. Party mense is mos, hulle sê, hulle is so ingestem dat hulle meer gestres is, hulle is so ingestem dat hulle vinniger hulle bekommer oor goed, maar dit maak ook nie saak hoe ons persoonlikhede of ons ingesteldheid is nie, ons kan vrede hê. Nou ek dink iets wat vir ons almal ook duidelik is ons as kinders van die Here, is ook baie keer in moeilike situasies. Hoe is die spreekwoord? Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Ons gaan ook deur moeilike tye. Ons bevind onsself in omstandighede wat vir ons onoorwinbaar kan lyk. Nou as ons net by Dawid hou en wat hy geskryf het, Dawid het besef hoe dit voel as ons dink aan Dawid voor die reus Goliat. Hoe groot hy was, die hele Israel is bang, onoorwinlike situasie. Maar Dawid weet met die Here aan sy kant is niks onoorwinlik nie. So dit kan enige situasie wees waarin ons sit, dit kan gesondheid wees, dit kan finansies wees, huislike omstandighede, enige iets waaroor ons bekommerd kan raak. Enige iets. Dit is gewoonlik in so 'n situasie waar ons juis nie 'n geruste hart het nie, waar ons juis bekommerd raak, waar dinge ons onderkry. En het ons dan nie 'n hart wat sonder vrees is nie. En dis hoekom ons na hierdie Psalm kyk, sodat ons, soos Dawid, 'n geruste hart kan hê, terwyl hy vlug vir sy lewe, en ek dink ek kan dit seker oor en oor sê, terwyl hy vlug vir sy lewe, 'n geruste hart het. Nou, hy is natuurlik nie die enigste persoon in die woord wat so iets ervaar het nie. Ons lees keer op keer daarvan, maar 'n voorbeeld wat ek tog kan uitlig, is Paulus en Silas, wat in die tronk is. Hulle sit daar, die tronke was mos buite die dorpe gewees, en nou sê die geskiedenis, die dorp se riool het basies deur die tronk
geloop, dit was haglike omstandighede gewees, maar wat doen Paulus en Silas? Hulle sit nie daar in die tronk en bekla hulle lot nie, nee, hulle sing lofliedere. Hulle het geruste harte, waar hulle in die tronk is, in daai slegte omstandighede, hulle het geruste harte. Hoeveel van ons kan sê, ons sal in so 'n situasie in die tronk sit met daai omstandighede en kan lofliedere sing? Dis wat 'n geruste hart is. En die Psalm leer vir ons, Paulus en Silas leer vir ons kan dit in enige situasie ervaar, daardie rustigheid kan ons ervaar. En dis hoekom hierdie Psalm vir ons in die woord van die Here opgeteken is, sodat ons, wanneer ons in enige situasie kom, daai vrede kan ervaar. 'n Geruste hart kan hê. Maar vir 'n geruste hart is daar voorwaardes. En dit's wat Dawid vir ons so duidelik kom uitwys. Daar is voorwaardes waaraan ons moet voldoen. Dinge wat ons moet doen, as ons dit nou meer eenvoudig sê. En die eerste ding wat ons moet weet, is 'n geruste hart is deur gebed. Dawid kom wys dit vir ons, Psalm 57 vers 3, die A-gedeelte, ek roep God, die Allerhoogste aan. Nou ons tema van die jaar is bid en vertrou. So hoeveel keer het ons nou al oor gebed gepraat, en met Psalm 51 oor gebed gepraat, 'n ander tipe gebed, maar gebed, en vanaand ook, hierdie hele Psalm is eintlik 'n gebed. Ons sien reg deur die Psalm is Dawid in 'n gesprek met die Here, en hy sê, ek roep God, die Allerhoogste aan. En ons sien dit deur die Psalm. Maar ons sien dit ook deur Dawid se hele lewe. Hy was 'n man van gebed gewees. En as jy nou hierdie twee manne wat nou in hierdie situasie was, teenoor mekaar kom opweeg, dan weet ons, Dawid het 'n gebedslewe gehad, waar Saul het dit duidelik ontbreek. Met Saul se sonde, met Saul se sondes eintlik, het gebed ontbreek. En daarom is Dawid gekies as koning. Dawid het 'n lewe van gebed gehad. Ons sien dit in hoeveel psalms wat hy na die Here toe gaan. Ons sien in tye van benoudheid het hy die Here altyd aangeroep. Toe hy gesondig het hy die Here aangeroep om hom te vergewe. Hy sê self in Psalm 120 vers 1, ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. Die rede hoekom Dawid 'n geruste hart gehad het in tye van benoudheid, is hy het altyd, wanneer daar moeilike omstandighede was, dieselfde ding gedoen. Ons sien dit in Psalm 57, Psalm 50, Psalm 120, en so kan ek aangaan. Hy het die Here aangeroep. Hy het besef, daar is krag in gebed. Jakobus 5 vers 16, vir ons, die vurige gebed van 'n regverdige, het groot krag. Dawid besef dit, en hy gaan na die Here toe. Hy raak nie bekommerd nie, hy gebruik nie gebed as 'n laaste uitweg nie, maar hy begin met gebed. Daarom het hy 'n geruste hart. En dis baie keer waar ons die fout maak, en ek kan vanaand myself onder hierdie kam skeer en sê waar ek al baie keer hierdie fout gemaak het. Wat doen ons eerste as ons in 'n moeilike situasie is? Bid ons eerste? Of raak ons bekommerd en begin ons eie plannetjies maak en probeer kyk, maar hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? Of gaan ons eerste na die Here toe en wag vir sy leiding? Nou hierdeur sê ek natuurlik nie, 'n mens moet net bid en terugsit en alles gebeur nie. Ja, dit kan so gebeur en dis wonderlik. Die Here werk dit so. As ons dink aan Gideon wat daar gebeur het, en nou die dag die koning wat ons ook van gepraat het, dit gebeur baie keer so. Maar partykeer gee die Here vir ons ook leiding wat om te doen, maar die beginsel wat ons vasmaak in ons lewens, in die gedeeltes, dit begin met gebed. Dit begin met gebed, en dis waar 'n mens baie keer val. Waar die Here baie keer help in situasies waar 'n mens in nood is, maar dan as daar weer 'n situasie opduik, dan raak 'n mens maar weer bekommerd en gaan weer deur dit. So dis 'n proses wat 'n mens eintlik deurgaan, 'n proses wat ons moet verander om te sê ek begin elke keer in gebed. Psalm 50 vers 15 kom die belofte van die Here self. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer.
dink ek het so ruk terug gesê, dis een van die verse wat ons moet ken. Ek sal jou uithelp, jy moet my eer. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paaie gelyk maak. So waar begin dit? Ken hom en dan sal hy jou paaie gelyk maak. So daarom, ons moet die Here aanroep sodat ons geruste harte kan hê. 'n Hart wat nie bekommerd is nie, 'n hart sonder vrees. Die eerste vereiste, die eerste ding wat ons moet doen is die Here gaan soek in gebed. Begin op 'n knie, begin op 'n mens se knieë. Dan sal 'n mens kan staan voor enige iets. So daarom, ons weet hy is in beheer, ons weet hy is altyd daar vir ons en ons kan hom aanroep. Selfs al is dit deur ons eie toedoen. Ons weet baie keer is mense in situasies oor dinge wat hulle gedoen het. Ons dink maar weer aan Dawid in Psalm 51 wat ons 2 weke terug na gekyk het, sy eie toedoen. Maar die Here het hom nog steeds gehelp. Hebreërs 13 vers 5, die B-gedeelte, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Met so 'n belofte kan ons seker wees, die Here is altyd daar vir ons in enige situasie. Ons moet hom net aanroep. Soos wat Psalm 50 vers 15 vir ons leer. Maar dan die tweede vereiste, die tweede wat ons in ons lewe moet hê, is vertroue, 'n geruste hart deur vertroue. So hier pas dit nou perfek in by ons tema van die jaar, bid en dan vertrou. So pas mooi in. Psalm 57 vers 3, die B-gedeelte, God wat dit vir my voleindig. Nou terwyl ek hier staan, besef ek daai boodskap wat ons gepraat het oor die koning en die boodskap vanaand stem eintlik so ooreen met mekaar. Hoe hulle vertrou het nog voordat enigiets gebeur het. En dis hier ook so. Reg deur hierdie Psalm sien ons Dawid vertrou op die Here. Hy skryf in hierdie vers: God wat dit vir my voleindig. Maar hy sit nog in die grot. Hy vlug nog vir sy lewe. Daar is nog nie 'n oplossing nie. Maar hy skryf al klaar, God wat dit vir my voleindig, die Here wat die oplossing sal gee, die Here wat my gaan verlos. Hy sê in vers 4, hy sal uit die hemel stuur en my verlos. Hy sê dit gaan gebeur. So terwyl Dawid in hierdie benoudheid sit, geen tekens van hoop sien nie, vertrou hy op die Here. Hy glo die Here sal my verlos. En dis 'n mooi vertroue om in 'n persoon se lewe te sien, sonder dat daar enige teken. Dawid wag nie tot na die tyd, tot die benoudheid verby is en dan sê hy, "Sjoe, maar ek het op die Here vertrou nie." In daai situasie waar dit nog donker lyk, vertrou hy. Dit is die vertroue wat ons moet hê. Nou skets ek vir myself hierdie prentjie, Dawid wat sit in die grot, Saul wat hom wil doodmaak en in daai situasie skryf hy, God wat dit vir my voleindig. Dit is totaal en al vertroue, 'n voorbeeld vir ons om na te volg. Nou kom ons baie keer en ons raak bekommerd oor verskillende dinge. En die grootste rede hoekom mense bekommerd raak is 'n tekort aan vertroue. Eenvoudig 'n tekort aan vertroue. As ons terug na die woord van die Here toe gaan en daar in die Nuwe Testament, waar die Here Jesus die storm stil maak. Die disippels raak bang, hulle raak benoud, daar's 'n groot storm op die see. En wat sê hulle vir die Here? Hulle maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. Nou sien ons hierdie twee, ons kan dit opweeg teenoor mekaar. Dawid sit in die grot, vrees vir sy lewe en hy sê, my hart is gerus, die Here gaan dit vir my voleindig. Maar die disippels, daar op die skei op die see, wat sê hulle? Here, red ons, ons gaan doodgaan. Ons gaan dit nie maak nie. En wat sê die Here vir hulle? Waarom is julle bang, klein gelowiges? En nou sien ons hulle klein geloof, as ons hulle teen Dawid opweeg. Nou sien ons hoekom die Here Jesus dit vir hulle gesê het. Dawid se vertroue was totaal en al in die Here Jesus gewees. Hulle het gedink hulle gaan doodgaan. En so moet ons Dawid se voorbeeld navolg, net weet, net vertrou. Die Here sal ons help. Die Here sal deurdra, hy's daar vir ons, met vertroue. 'n geruste hart hê om te weet, maar die Here sal verlos. Hy sal dit voleindig. Ons hoef nie daaroor te wonder nie, ons kan nog ook in die middel van die storm sit, in die middel van die probleem sit, in die grot sit, soos Dawid, en sê,
Die Here sal dit voleindig. Hy sal verlos. Ons hoef nie daaroor te bekommer nie, ons hoef nie bang te wees nie. Die Here is daar vir 'n mens. Maar dan, dis nou nie eintlik iets wat by ons is nie, maar dit is 'n vereiste van iemand wat 'n geruste hart het, is die wete dat die Here verlos, en dis ons volgende gedagte, geruste hart deur verlossing. Psalm 57 vers 4, hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. So Dawid skryf, die Here sal verlos, en dit het presies so gebeur. Die Here het vir Dawid gehelp uit sy benoudheid. Maar ek gaan vir u lees hoe die Here hom gehelp het, want dit is nie net uithelp nie, maar die Here doen dit op so 'n besondere manier dat ek dit vir u gaan lees. 1 Samuel 24, u is welkom om saam te blaai. 1 Samuel 24, gaan ons lees wat die Here doen. Nou kyk net die opskrif daar, Dawid spaar Saul se lewe. Hoe omgedraai is dit al klaar nie? Saul wil vir Dawid doodmaak, en die opskrif is Dawid spaar Saul se lewe. Kom ons lees. Hoofstuk 24 vers 1, en daarvandaan het Dawid opgetrek en in die bergvestings van En-Gedi gebly. En net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel en gesê, kyk, Dawid is in die woestyn van En-Gedi. Daarop het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Toe hy kom by die skaapkrale langs die pad waar 'n spilonk was, het Saul daarin gegaan om sy voete te dek, terwyl Dawid en sy manne agter in die spilonk sit. So ek wil myself nou onderbreek om net te sê, wat is die kanse? Weet nie wie van u het al foto's gesien, hoe lyk dit in Israel en hoe lyk die gebergte en die rotse daar nie, maar dit is vol grotte, daar is nie net een grot wat daar op 'n plek is nie, maar dit is vol grotte. Wat is die kanse dat die Here toelaat dat Saul in daai spilonk ingaan? Nou lees ons. En die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand, maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. En hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here sou doen, om my hand teen hom uit te steek. En 'n mens sien net Dawid se hart ook hier raak, dat hy, terwyl hy klaar gesalf is as koning, sleg voel, net dat hy daai slip afsny. Sleg voel en sê hy is nog steeds die gesalfde van die Here. Want hy is die gesalfde van die Here, lees ons daar aan die einde van die vers. Vers 8, en Dawid het sy manne streng bestraf en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spilonk uit opgestaan en sy koers gegaan. Daarna staan Dawid ook op en gaan uit die spilonke uit en roep agter Saul aan en sê, my Heer die koning. Toe Saul agter hom omkyk, buig Dawid met sy aangesig na die aarde toe en val neer. Dawid sê vir Saul, waarom luister jy na die woorde van mense wat sê, kyk, Dawid soek jy onheil. Kyk, vandag sien jy eie oë dat die Here u vandag in die spilonk in my hand gegee het. En hulle het gesê, ek moet u doodmaak, maar ek het u verskoning gesê, ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. En daar kry ons die kern daarvan wat sê, dat die Here u vandag in die spilonk in my hand gegee het. Kyk net hoe los die Here die hele situasie op, dat Saul in daardie spilonk moes ingaan, daar waar Dawid en sy manne wegkruip, en dat Dawid die slip daar afgesny het, hy kon hom doodmaak, hy kon sy lewe neem, daar staan, die Here het hom in sy hand gegee, maar Dawid het dit nie gedoen nie, maar ons sien die Here verlos vir Dawid uit daai benoudheid. En ek dink ons kan nou maar net sê, God is waarlik die verlosser. Daarom lees ons in 2 Samuel 22 vers 3, is net so eentjie aan, sê hy, God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting, my toevlug, my verlosser, van geweld het u my verlos.
Dawid besef, die Here is die verlosser, en daarom het hy 'n geruste hart gehad. Hy het vertrou, en hy het die wete gehad, die Here is die verlosser, en hy het hom aangeroep, en hy het hom verlos. Nou lees ons Job 19 vers 25, daar staan, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en dit kan ons vanaand met blye harte saam met Job sê, my verlosser leef. God is die ewige verlosser van die begin af tot in ewigheid, hy sal nooit verander nie, hy wat sy seun gestuur het, gesterf het, opgestaan het, hy leef. En vandag is die Heilige Gees in die kinders van die Here, ons verlosser leef in ons, leef deur ons. En selfs in hierdie Kerstydperk, as ons die krib sien, dan weet ons, Jesus het geleef. Hy het gesterf aan die kruis, maar hy het weer opgestaan. Ons verlosser leef. En hy is die verlosser. Hy kan iemand losmaak van hulle probleme, en dis wie die Here is. Hy kan ons losmaak van ons probleme. Hy het vir Dawid verlos vanuit daai benoudheid. Hy sal en hy kan ons verlos vanuit ons benoudhede. En daarom sê ons, saam met Job, my verlosser leef. Waarom moet ons ontstel? Waarom moet ons bekommerd wees as ons 'n verlosser het? Wat gesterf het, sodat ons sy kinders kan wees, sodat hy ons Vader kan wees, sodat hy daar is vir ons. Ons kan geruste harte hê. Ons kan harte hê wat nie bekommerd is nie, want die Here is die verlosser. Hy sal nooit verander. Hy is altyd daar vir ons. Maar dan vat Dawid dit in hierdie Psalm net nog so 'n stappie verder. Hy stop nie by die verlossing nie, maar hy getuig ook. En dis ons 4de gedagte, 'n geruste hart deur getuienis. Hy sê in vers 10, ek wil U loof onder die volke. O Here, psalm sing tot U eer onder die nasies. Dawid gaan deur hierdie hele situasie, waar hy in die benoudheid was, en waar hy wegkruip, Saul wil hom om die lewe bring, hy roep die Here aan, hy plaas sy vertroue in die Here verlos hom vanuit hierdie situasie op 'n wonderlike manier, en wat maak Dawid daarna? Hy gaan nie net huis toe en vergeet daarvan nie, hy hou dit nie vir homself nie, hy sê, hy wil die Here loof onder die volke, hy wil psalm sing tot eer onder die nasies, hy wil dit wat die Here vir hom gedoen het, wil hy uitbasuin, vir mense vertel, maar kyk wat het die Here vir my gedoen. Hy wil vir mense vertel. Ons sien dit ook reg deur die woord. Ons gaan terug na Paulus toe. Paulus getuig van wat die Here vir hom gedoen het. Daar toe hy voor koning Agrippa kom, spreek hy die volgende woorde. Hy sê in Handelinge 26 vers 22, nou hoor net hoe mooi pas dit aan. Hy sê, maar omdat ek hulp van God verkry het, soos wat Dawid hulp verkry het. Hy sê, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot. Hy getuig. Dawid het van die Here se goedheid getuig, hy vertel wat die Here vir hom gedoen het. Ons lees tot vandag toe wat die Here vir Dawid gedoen het. Paulus getuig, en so kan ons deur die mense in die Bybel gaan. Hulle getuig. En dit gee ook 'n geruste hart. Want dit herinner ons, dit bevestig, dit het die Here gedoen. Mens kan gerus wees, want dit het die Here gedoen. Dit bring vrede, dit vat bekommernis weg. En so weet ons, is 'n Bybelse beginsel om te getuig. Handelinge 1 vers 8 is seker die grootste daarvan, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Nou weet ons dis hoofsaaklik oor die evangelie en oor redding, maar ons is sy getuies oor alles wat hy in ons lewens doen. Getuig vir wat die Here vir ons gedoen het, getuig teenoor heidene dat hy ons siele uit genade gered het, maar getuig ook teenoor almal hoe die Here met ons is, hoe die Here deurdra, hoe die Here verlos vanuit omstandighede, uit benoudhede. Ons kan getuig. Ons moet getuig
oor wat die Here vir ons doen. Ons moet getuig oor hoe die Here ons uit benoudhede verlos, en dit sal mense herinner, die Here is die verlosser, want net miskien in 'n moeilike situasie, en hulle weet nie meer wat te kan toe nie. En ek getuig oor wat die Here vir my gedoen het, en hulle besef, maar die Here is die verlosser. Hy kan dit vir my ook doen. So kan my getuienis vrede vir ander gee. So kan my getuienis vrede vir myself gee, want die Here het dit gedoen, hy sal dit weer doen. Dit gee vir ons 'n geruste hart. Dit gee vir ons 'n hart wat aanhou op die Here vertrou. Hoekom? Want ons weet waartoe die Here in staat is. Ons weet. Daai getuienis is net 'n herhaling van wat die Here reeds gedoen het. Hy het my klaar gehelp by die benoudheid, hy sal dit weer doen. En soos ek gesê, dit kan ander se geloof versterk. Dit kan vir iemand anders weer 'n geruste hart bring. Nie omdat hulle op ons vertrou, of ons woord, of ons getuienis nie, maar omdat ons getuienis wys na die Here Jesus toe. So daarom kan ons soos Dawid sê, ek wil U loof onder die volke, ek wil psalm sing, tot eer, U eer onder die nasies. Ons kan getuig van dit wat die Here vir ons ook doen. So daarom kan ons dit doen. Goeie gewoonte, om ook te getuig van wat die Here gedoen het. So daarmee sluit ek af, en ons sien in hierdie psalm presies wat Dawid deurgegaan het, maar nog steeds 'n geruste hart gehad. Hoekom? Want hy het die Here aangeroep. Hy het in gebed na die Here toe gegaan, en met daardie gebed het hy op die Here vertrou, met die wete, die Here is die verlosser. En toe die Here hom verlos, toe kan hy nie anders om te getuig en te sê, maar kyk wat het die Here vir my gedoen. Ons kan geruste hart hê. Ons kan vrede ervaar. Dit maak nie saak om wat 'n benoudheid is, waar ons bekommerd is, wat gebeur, al daai goed wat ek genoem het, siekte, finansies, huislike omstandighede, noem dit op. Ons kan geruste hart hê. Ons kan vrede ervaar, maar deur die Here. Ons ervaar daai vrede, daai gerusheid ervaar ons deur hom. Dawid het gevlug vir sy lewe, Paulus en Silas was in die tronk. Ons kan geruste hart hê, enige situasie. Hoe doen ons dit? Ons het daaroor gepraat. Gebed, vertroue in die verlosser, en dan kan ons daaroor getuig. Met 'n geruste hart. Amen. Kom ons buig die hoofde, en dan sê ons net vir die Here dankie. Wonderlike Here, ons sê vir U dankie, dat U die woord vir ons so volledig gegee het, Here, dat in enige situasie waarin ons is daar vir ons 'n boodskap van U af. En vanaand ook, Here, 'n boodskap wat U my weer aan herinner het, wat U elkeen van ons vanaand herinner het, Here, is dat ons rustigheid deur U kan hê. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie, ons hoef ons nie dood te bekommer nie, want ons verlosser leef. En ons kan net vir U kom dankie sê daaraan, maar ons bid ook, Here, dat U ons hieraan sal herinner, as daar iets in ons lewens gebeur, iets opduik, 'n situasie opduik, dat ons nie maar net weer sal verval in daai bekommernis nie, maar dat ons sal begin, Here, deur U aan te roep, en deur hierdie positiewe proses te gaan, om U te vertrou. Dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou, op U kan staan, en soos Psalm 91 vir ons leer, dat ons U ons toevlug kan maak. Ons bid dan ook so vir die res van hierdie week, Here, ek bid vir elkeen wat vanaand hier is, dat U met hulle sal wees, bystaan, en dat U ook sal help, dat ons in hierdie week sal groei in U genade, groei deur U woord. Ook dit wat die dienste wat voorlê volgende Sondag, die geloftediens, die kerk, ons bring dit nou al na U toe, en ons bid dat U ook deur dit lewens sal aanraak, en dat U ook mense sal stuur om na die woord te kom luister. Ons dankie daarvoor, Here, alles in Jesus se naam. Amen. Ons sing